In die nuus vanaand, AfriForum help die skoolhoof van Bergwil College in die Oos-Kaap om hooggeplaaste politici van naamskending aan te kla. Iran dreig met teenaanvalle na Israelse aanvalle, terwyl die Amerikaanse president Donald Trump hoop dit lei tot 'n kernooreenkoms. En Noord-Kaapenaars smil te heerlik aan Karoo lam. Goeienaand en welkom by die nuus. Die skoolhoof van Bergwil College in die Oos-Kaap, wat betrek is by die verkrachting van 'n 7-jarige leerling, het klagte van naamskending teen verskeie politieke hooggeplaastes ingedien. Dit hou verband met opmerkings wat onder andere deur die EFF-leier Julius Malema en die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula gemaak is, nadat Jaco Pieterse verkeerdelik as 'n verdagte in die beweerde verkrachting geïdentifiseer is. AfriForum se private vervolgingseenheid verteenwoordig Pieterse. Dit was een van die eerste kere dat Pieterse met die media gepraat het, sedert die opmerkings teen hom, wat nie net sy goeie naam in oneer gebring het nie, maar ook sy gesinskade berokken het. The reason he's filing the charges is because his dignity has been impaired. We've had these individuals refer to Mr. Pieterse directly as a rapist. We're not even going as far as alleged this or alleged that. He was referred to as a child raper. He was labelled as a pedophile. This is a teacher his career is in the care of children, and he's being accused of one of the most heinous crimes. Die minister van polisie, Senzo Mchunu, het Pieterse intussen om verskoning gevra, maar die skoolhoof sê die skade is gedoen. I'm very relieved that the truth did come out, and but I'm also determined to ensure that people know that they can't make any false and reckless statements on social media or the media. It's life-changing. All aspects of my life has been affected. My professional career, personal life, physical, emotional, it's just affected everything. Family life, your whole existence. Die ANC is in kennis gestel van die aanklagte van naamskending teen Mbalula, maar het geweier om 'n kommentaar te lewer. Benewens Malema en Mbalula is klagte ook gelê teen die Oos-Kaapse ALR vir onderwys van Dile Gade oor sy opmerkings in die openbaar oor die aangeleentheid. Die kantoor van die ALR vir onderwys in die Oos-Kaap sê Gade sal eers kommentaar lewer nadat hy die aanklagte gesien het. Die EFF was nie beskikbaar vir kommentaar nie. Stygende misdaadvlakke en ekonomiese onbestendigheid het die leierskap van die Suid-Afrikaanse Polisiediens genoop om streng maatreëls aan te kondig om sy benadering tot misdaadbestryding te verskerp. Die SAPD het by die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur se kantoor in Pretoria Wes sleutelprioriteite uiteengesit om sy geleedere te versterk. Hy wil ook aansporingsskemas en bevorderings verbeter, alles binne die bestaande begroting. Viering van hulle eerste jaar in die amp het die minister en topbeamptes van die SAPD beduidende veranderinge uiteengesit wat daarop gemik is om misdaadvoorkomingspogings te verskerp. In the next couple of months or so is to develop a new system of promotion within police, vertically and horizontally, so that that system becomes a kind of an incentive to recognize dedication and service on the side of police officers, just to motivate them and so on, and not depend on vertical promotion only, but sideways as well. For us to sustain the downward trajectory on the decrease of reported crimes, management must also do its part in order to improve the lives of our members by ensuring that they have the right tools equipped to do the job, they are remunerated accordingly, and we create an enabling environment to retain the pockets of excellence within the service. Verbetering van misdaadintelligensie en forensiese dienste vir al die hantering van DNS-agterstande is 'n kernprioriteit. Daarbenewens sal 5 polisiestasies toegerus word met die nuutste tegnologie om sigbaarheid en reaksietye te verbeter. Crime intelligence
that it needs to be strengthened and it needs to be brought right to the driving seat in our policing so that we become much more effective and optimize. Polisievakbonde het die inisiatief verwelkom. We are confirming that the work has been done. It's not a talk show. Agreement are ready. There's been an outcry about the issue of promotions. Most members are leaving the police, and we want to see the retention strategy of the police being implemented. That we don't lose the skills, we don't lose these members. Intussen het die SAPD-leierskap diegene in sy eie geleedere wat die wet oortree gewaarsku dat geen genade betoon sal word as hulle betrap word nie. Die eerste groep Suid-Afrikaanse soldate uit die Demokratiese Republiek die Kongo het kort gelede by die Waterkloof lugmagbasis in Pretoria aangekom. Sowat 249 SANW soldate was saam met die van Malawi en Tanzanië op 'n SAOG vredesending. Hulle het egter verstrik geraak in aanvalle wat die M23 rebellegroep vroeg vanjaar in die DRK uitgevoer het. Altesaam 14 Suid-Afrikaanse soldate is in skermutselings dood. Die vredesmissie is opgeskort en soldate is terug na hulle onderskeie lande. President Cyril Ramaphosa het beweringe weerlê dat die onlangse vloede in Mthatha in die Oos-Kaap gevolg het nadat sluise van die Mthatha dam oopgemaak is. Die dodetal van vloedslagoffers staan tans op 79. Die mees onlangse slagoffer is 'n jong meisie wat vanoggend by die oewers van die Efata rivier gevind is. Ramaphosa het die gemeenskappe van Dekolini, Slovo Park en die Jumba Senior Sekondêre Skool in Mthatha besoek wat die swaarste deur die vloede getref is. Hy het die verwoestende storm aan klimaatsverandering toegeskryf wat meer as 70 lewens geëis en honderde inwoners sonder 'n heenkome gelaat het. Inwoners is egter van mening dat mislukte infrastruktuur en 'n gebrek aan basiese dienste die ramp veroorsaak het. This is a catastrophe that I do believe could never have been foreseen, because as I see it, much as the people are slightly closer to the river, but they are quite a distance from the river. Where we are standing now is almost like 500 to 600 meters from the actual river. So for the river to have burst its banks in the way that it did is quite catastrophic. Gemeenskapslede kamp sedert Woensdag buite die lijkshuis uit in die hoop om hulle vermiste familielede te vind. Hulle het 'n beroep op die regering gedoen om hulle met die begrafniskoste te help. Dit is onseker hoeveel mense nog vermis word. Ek soek na 5 van my familielede. Ek het baie pyn. My jongste dogter, kleindogter en kleinseun word vermis. My 30-jarige huishulp en haar 5-jarige seun wat saam met ons gebly het, word ook vermis. Ek het gister sy lijk tussen baie ander uitgeken. Ek weet nie hoe ons hom gaan begrawe nie. My ouers het nie begrafnispolisse nie. Die Oos-Kaapse premier, Oscar Mabuyane, en die minister van Samewerkende Regering, Wellen Kosini Hlabisa, wat Ramaphosa vergesel het aan inwoners gesê dat die regering bystand aan slagoffers sal bied. Ramaphosa sê die kwessie van klimaatsverandering moet dringend bespreek word. One of the issues that we want to address frontally at the G20, and as we now head to the G7 in Canada, it is one of the issues that we are going to be putting forward on the global agenda. Die belangrikheid van weerwaarskuwings is ook nou in die kollig. It's quite a difficult task to actually reach to everyone, but with all that we can, we make sure that we send it out with all communications that we have made, be social media. We have hope that a person that has social media will see a warning and show it to people who don't have a cell phone. Owerhede verwag dat die dodetal nog sal styg, terwyl soek- en reddingsspanne die oorstroomde gebiede fynkam. Iran het sopas begin om honderde ballistiese missiele op Israel af te vuur in weerwraak na Israel se aanvalle op sy kernaanlegte. Intussen hou die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad vanaand 'n noodvergadering om Israel se aanvalle gisteraand op kernpersele in Iran te bespreek. Die vergadering word gehou op versoek van Iran se minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi.
Arakchi het die aanval op Iran as roekeloos bestempel. Die noodvergadering word gehou terwyl Israel 'n noodtoestand afgekondig het ter voorbereiding van moontlike weerbraakaanvalle van Iran. Die Israeliese ambassadeur by die Verenigde Nasies, Danny Danon, het intussen gewaarsku dat sy land nie sal ophou met optrede teen Teheran totdat alle bedreigings uitgewis is nie. Gisteraand se aanvalle op tientalle persele wat verbind word met Iran se kernprogram, het ook die hoofkwartier van die revolusionêre wag in Teheran getref. Die eenheid se bevelvoerder Hussein Salami is in die aanval dood. Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. Volgens Iran is verskeie ander bevelvoerders en minstens 6 kernwetenskaplikes ook in die aanvalle dood. Die internasionale atoomenergieagentskap het die aanvalle as uiters kommerwekkend bestempel. This development is deeply concerning. I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked, regardless of the context or circumstances, as it could harm both people and the environment. Die VN het Israel en Iran gevra om dadelik alle vyandighede te staak en selfbeheersing aan die dag te lê. The Secretary-General condemns any military escalation in the Middle East. He is particularly concerned by Israeli attacks on nuclear installations in Iran, while talks between Iran and the United States on the status of Iran's nuclear program are underway. The Secretary-General recalls the obligation of UN member states to act in accordance with the UN Charter and international law. Israel het sy ambassades wêreldwyd na die aanvalle gesluit. Duisende vlugte word ook geraak nadat talle lande in die Midde-Ooste hulle lugruim gesluit het. Israel het sy lugruim gesluit en het al sy passasiersvliegtuie uit die land verskuif. Lugrederye wêreldwyd het hulle vlugte na en van die Midde-Ooste gekanselleer of herlei. Dit sluit Dubai in. Die NVG is verlof tot appel geweier oor Morwadi Jolota se vrylating en goedkoper data word bepleit. Dit en ander nuus net hierna. Die Vrystaatse Hooggeregshof het die nasionale vervolgingsgesag se aansoek om verlof tot appel oor die vrylating van Morwadi Jolota van die hand gewys. Jolota is verlede week kwytgeskeld van vervolging in die R255 miljoen asbesdak verwyderingssaak. Jolota is in Augustus verlede jaar uit die FSA, waar sy studeer het, aan Suid-Afrika uitgelewer. Sy het saam met haar voormalige baas, die oud-premier van die Vrystaat, Ys Magashule, en 16 ander tereggestaan op aanklagte van bedrog, korrupsie en rampokkery. Die Vrystaatse Hooggeregshof het egter bevind dat hy nie die bevoegdheid gehad het om Jolota te vervolg nie. Jolota was Magashule se persoonlike assistent toe die asbestender na bewering onwettig in 2014 toegeken is. Die hoofverhoor van die oorblywende 17 beskuldigdes gaan in Januarie 2026 hervat word. Die Departement van Vervoer waarsku motoriste oor padsterftes wat buite piektye plaasvind. Die departement sê 'n groot aantal ongelukke vind gewoonlik in Junie plaas. 231 sterftes is verlede jaar in die maand aangeteken. Die minister van Vervoer, Barbara Krisi, het 'n jeugdag aktiveringspadblokkade bygewoon op die N12 in Potchefstroom Noordwes. Die padblokkade is aan die begin van die lang naweek gehou en in afwagting van die jeugdag feesvieringe wat maandag gehou word. 'n Massiewe padblokkade is langs die N12 pad gehou wat provinsies soos Gauteng, Noordwes, die Noord-Kaap en die Wes-Kaap verbind. Die departement sê padsterftes in die winterseisoen is hoog en die meerderheid slagoffers is jong mense. The majority of those who lose their lives on the roads are under the age of 40. And that is the age cohort where there is the highest rate of accidents.
We also know that continuously, even now, 45% of those who lose their lives on the roads are pedestrians. 88% of accidents are caused by human behavior. Talle taxi-verenigings het die versoek aan motoriste om die padreëls te gehoorsaam beaam. Let's obey the rules of the roads. Let's be sober, don't drink and drive, don't text while driving. Intussen is boetes opgelê aan motoriste met onpadwaardige voertuie. Krisie meen ook meer moet gedoen word om voetgangers oor padreëls op te voed. We will continue with two operations. The first is the law enforcement operation that will be tracking speeding and reckless driving. And the second is the big outreach programs that we are doing throughout the country, targeting youth and school children, so that we try and get improved pedestrian behavior. Die departement van vervoer se ingryping fokus veral op Gauteng, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, die Wes-Kaap, Limpopo en Mpumalanga waar talle padsterftes plaasvind. Kom ons kyk hoe die markte om 8uur vanaand vertoon het. Bly ingeskakel vir die sportnuus as ook die naweek se weer. Die rooi vleisprodusenteorganisasie in die Noord-Kaap sê hy hoop dat sy vleisfees die profiel van die sappige Karoo lam gaan verhoog. Die lamsvleis wat in die Karoo geproduseer word, spog met 'n eie soortige smaak. Dit het in 2023 geografiese aanduidingsstatus gekry, maar die bedryf het die status nog nie ten volle benut nie. Boere sê die fees is die perfekte geleentheid vir karnivore en produsente om behoorlik weg te lê aan die spesiale lamsvleis. 'n Paradys vir vleiseters, waar die lug gevul is met die reuk van vuur en vet wat op die kole drup. Van die kop tot die pote en alles tussenin is op die spyskaart. Al hierdie lammers kom uit die, as ek sê, Boesmanland en Karoo, maar dit is absoluut nog binne die raamwerk van waar die Karoo lam kom. So hierdie gaan 'n groot bydrae speel om die Karoo lam op die plek te sit waar ons hom wil hê. 'n Heerlike stuk vleis wat jy kan nie te veel vir hom betaal nie. 'n Hele poging word vandag op die tafel gesit. So nie al hierdie boere wat nou hier diere in hierdie spit het, is al geregistreer by Karoo lam nie, maar hulle is in die gebied. So dit gee ook vir Karoo lam vandag die geleentheid om vir hierdie produsente te sê ouens is nou tyd. 'n Vleisfees is nie 'n vleisfees sonder 'n braai-kompetisie nie. Hierdie jaar ding verskeie skaaprasse soos Karoo lam en dorper mee in die spitbraai-kompetisie. Daar is ook 'n jeugkategorie waarin jong mense toppryse kan wen. As baie wat van die jonges leer hier met die vaardighede soos om met rooi vleis te werk, die rooi vleisprodusente hier in die Noord-Kaap, die skaapboere, en dit gee ook vir hulle toegang tot op ander, want die Universiteit van Vrystaat is ook hier om te help met, hulle gee ook 'n paar sessies hierso vandag. Daar's baie toegang vir die wat wil in die skaapboerdery wil wees en ook wat dit vat om in die skaapboerdery te wees. Cook-off soos vandag vir die kinders gee vir hulle die geleentheid om te onderskei tussen verskillende rasse. Hulle kan dit gaar maak, hulle kan dit proe. Dieselfde met die gaste wat vandag hier is. Almal dink alle vleis maak eeners, maar dit is glad nie so nie. So op 'n geleentheid soos hierdie kan almal alle verskillende rasse vleis proe en hulle kan hulle eie ingeligte keuse maak. Die rooi vleisbedryf word deur verskeie uitdagings in die gesig gestaar, insluitend 'n verbod op uitvoer na China as gevolg van bek en closure.
Organiseerders hoop dat uitvoere voor die volgende fees hervat sal kan word, sodat ander lande ook die smaakplesier van die Karoo-lam kan ervaar. Ulrich Hendriks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Nou word daar weer braaie beplan vir môre aand. Dis vir ons groet. Ons is môre aand wel terug om 6:15 op SABC2. Lekker aand verder. Totsiens.